Jana Marx, ons nuuspersoon van die week en al wat ek vir jou wil sê is, hello gorgeous. Voorkykers dink ontbytsake slaan nou 'n nuwe rigting in. Dis dalk net sê dit is die boodskap wat Andrea Johnson ontvang het van die adjunk misdaadintelligensiehoof Feroz Khan. Ons het gehoor dat dis die manier hoe hy haar aanspreek en dit was 'n tyd wat sy hom ondersoek het. So dan word mense bietjie oor die verhouding tussen Andrea Johnson, die hoof van IDAC, daai lang woord, die hoof van die ondersoekdirektoraat vir korrupsie. En sy het in die begin van die week ook maar bedank, omdat haar reputasie so skade gelei het voor die Madlanka-kommissie. Kyk, ek was nou 'n rukkie weg gewees. So vul my net 'n bietjie in. Vertel my 'n bietjie, wat is die status van die ondersoek wat nou neem? Want die kommissie, waar trek ons? Wat is die nuutste nuus? Die groot ding is maar Andrea Johnson. Sy het laasweek begin getuig, sy is hierdie week onder kruisondervraging gebring. En wat vir my vreemd is die Andrea wat daar gesit het en wat eintlik uitmekaar uitgetrek is, was nie van dieselfde Andrea wat ek ken, wat ons oor die jare mee te doen gekry het. Die sterk vrou wat betrokke was by Jackie Celebi se vervolging en Oscar Pistorius en so aan. Haar reputasie het so skade gelei met hierdie. Dis eintlik maar goed dat sy nou bedank het. So eintlik die ondersoekeenheid wat iemand moet ondersoek, is eintlik 'n soort van, klink dit vir my 'n baie goeie verhouding met die tweeetjies gehad. Dit klink so, en dan moet mense ook wonder, dit gaan nie net oor Andrea nie, dit gaan ook oor, jy weet, die IDAC, kan hulle doen wat hulle moet doen, hulle moet hoë profiel korrupsiesake ondersoek, kan hulle dit doen? En ek dink die vraag wat vir my belangrik is hierdie week, is jy, ons kyk na Madlanka-kommissie, dis reeds die polisie wat ons oor wonder, kan hulle die werk doen, ons kan sien hier Madlanka, nie, hulle kan nie. En nou is IDAC ook onder die spervuur. Dit raak vir my 'n groter probleem, want ons weet ook jy kan nou meer daaroor gesels, maar die nasionale tesourier het van dese week hulle eerste verslag ingedien aan die finansiële aksietaakmag. Laat ek net vinnig daaroor gaan, die financial actual taakmag. Dis die sogenaamde die ouens wat ons op die witlys en die gryslys plaas. Onder andere het een van die vereistes is dat jy moet sorg dat daar vervolging is vir mense wat finansiële misdade begaan. En dit is baie duidelik as jy kyk na ons vervolgingsgesag dat ons waarskynlik nie die diepte het om dit behoorlik te doen nie. En die uiteinde daarvan mag wees dat Suid-Afrika weer 'n keer terug kan beweeg na die sogenaamde gryslyste. En dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Ek dink dis die kommer, want mense het nou hierdie week, mense hoor die altyd van die polisie, maar hierdie week wat IDAC was spesifiek daai soort misdade moet vervolg. Ek bedoel, jy kan nie help om te wonder of hulle dit kan doen nie. En ons moet bewys kan lewer wat die kommissie, die taakmag oor 5 jaar vir ons evalueer en gaan kyk, het ons sekere suksesse behaal. Hulle wil kyk in statistiek. Financial Action Task Force, dis die ouens se naam, sê net so te loops. Op 'n iets wat ligter noot. Ek kom nou aan en een van die goeders wat ek sien wat besig is om wêreld of hier in Suid-Afrika sogenaamd te trend. Is daar 'n mooi woord daarvoor? Nee, ek dink trend. Trend is die woord daarvoor, né? Is dat hier's 'n kerel wat blykbaar besig is om te, wat is die woord? Om te vis vir 'n tweede vrou. Ja, dit het alles begin by 'n advertensie wat hy in 'n koerant geplaas het, wat hy sê hy is op soek na 'n jong vrou tussen 16 en 25 wat volgens Bybelse beginsels lewe en so aan, maar dan kom die catch. Hy sê dan hierdie vrou moet die goedkeuring wegdra van die hoofvrou. So hy is getroud. Die vrou is bewus van hierdie advertensie, sy is heeltemal oop daarvoor en die tweeetjies moet kan saamwerk ook. So hy het op die ouend 'n bruidskat aangebied en hy het 'n groot erfporsie aangebied en om te wys hy's ernstig het hy hierdie bruidskat nou verhoog na iets soos R1 miljoen wat hy nou aan die ouers gaan betaal. Dis nou wat hy vir die ouers, dit is soos 'n lobola. Dis 'n lobola, ja. En dan 'n 20 miljoen erfporsie. Nou kyk, ek is baie bekommerd oor hierdie ou, moet ek vir jou sê, want al wat ek net sien is hoe al hierdie duisende melkers nou hierdie goed kom. Nou maar vertel jy nou op iets wat vir 'n persoonlike noot, as jou man na jou toe kom met so 'n versoek, wat gaan jy sê? Ek gaan vir hom sê jy gaan dan net een vrou hê, dit gaan nie ek wees nie. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Die nuus is nie net oor ernstige sake nie, né? Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het.